Ek en jy is baie bederf. Ons het waarskynlik elkeen 'n voertuig om mee rond te ry. Dalk ons eie, dalk 'n geleende een, dalk 'n gedeelde een, dalk is jy gelukkig en jy het meer as een kar in jou garage. Maar ons het almal een ding in gemeen. Ons draai die sleutel voordat ons vir werk toe gaan, vir winkel toe gaan, by familie wil gaan kuier. En wat gebeur as jy hierdie sleutel draai? Die obvious antwoord is, my kar start, my kar brom en ek kan ry waar ek wil wees. Maar hoe gereeld dink jy, wat gebeur onder die engine kap as ek hierdie sleutel draai? Hoe gereeld sit jy en jy sit jou sonbril op en jy draai die sleutel en jy dink, okay, nou is daar brandstof wat moet damp word, dan is daar vonkproppe en vonke wat moet spat, dan moet iets aan die brand gesteek word en dan moet druk opbou vir pistons om rond te beweeg. Waarskynlik is dit nie deel van ons woordeskap of denkwyse wanneer ons in ons kar klim nie. En dieselfde is waar vir ons lewens. Ek is heilig oortuig dat daar altyd iets onder die oppervlak aan die gang is. En ek dink hierdie iets het 'n naam. Daarom wil ek vandag met jou gesels oor baie duidelike swaar kry en onsigbare hoop. En dit begin alles by die woordjie maar. Maar hierdie woordjie het by my en jou 'n klomp negatiewe konnotasies, want ons meet dit of bind dit aan mense wat vir ons sê, natuurlik sal ek, maar, of dit is definitief moontlik, maar in ons woordeskat het altyd te doen aan 'n eise wat gestel moet word, of 'n voorveronderstelling en 'n verwagting van wat mense gaan doen in antwoord op dit wat jy vir hulle beloof. Maar is nie noodwendig 'n positiewe woord vir my en jou om te gebruik nie. Maar vandag wil ek hê, ek en jy moet na 'n teksgedeelte kyk, om te kyk wat onder die oppervlak aan die gang is. So sê gerus vir my of jy dink of hierdie storie 'n positiewe of 'n negatiewe een is. Maar die Israeliete was vrugbaar en het vermenigvuldig. Hulle het vermeerder en besonder taalryk geword. Die land was vol van hulle. Dink jy, hierdie stukkie kom uit 'n goeie konteks uit? Of is dit deel van 'n slegte verhaal in die Bybel? Want ek dink, ek en jy kan baie keer hierdie woordjie maar onderskat. Baie dikwels is ons besig met 'n klomp goed en is net alles sleg. Maar vandag lees ons in hierdie gedeelte dat hier iets anders aan die gang is. Want as ons hierdie stukkie lees, uit konteks uit, dan kan dit klink of dit met Israel moet goed gaan. Kyk hoe goed gaan dit met hulle, hulle word al hoe meer en meer, dis wat 'n nasie wil hê. Maar hier gebeur iets anders in hierdie gedeelte. En dit herinner my aan opdragte wat God vir ons gee, sommer vroeg in die Bybel. Die eerste een kry ons in Genesis 1. En daar het God hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. En dan, soos vir die tyd aanstap en God met mense besig is, brei hierdie opdrag, hierdie seën van God uit op die mens. As ons in Genesis 15 lees, die Here sê toe vir Abraham, weet baie goed dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Hulle sal daardie mense moet dien, en die sal hulle verdruk 400 jaar lank. Maar dis ook die nasie, vir wie hulle moet dien, gaan ek oordeel. Daarna sal hulle uittrek met 'n menigte besittings. Ek dink nou kan jy begin agterkom waar jy in hierdie verhaal neig wat ek nou net vir jou die kort gedeelte van gelees het. Want dit sit in een van die krisistye van God se volk. En ons lees daarvan in Exodus 1, so as jy saam met my wil lees, haal gerus jou Bybel uit, ons lees in Exodus 1 vandag. Maar eers voordat ons lees, moet ons 'n stukkie konteks hê van waar hierdie storie plaasvind. Nou jy ken waarskynlik die eerste 5 boeke van die Bybel. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Dit is die Pentateug. Hierdie 5 boeke sy Joodse kindertjies op 'n Joodse skool geleer het, uit hulle koppe uit. Nou mense het nie 'n Bybel langs hulle bedkassie gehad wat hulle elke oggend of elke aand kon lees of nie kon lees nie. Hulle het gewoon hierdie tekste uit hulle koppe uitgeleer en dit is hoe hulle die woord van God geken het. Nou in hierdie 5 boeke kry ons hierdie verhaal van God se mense wat slawe is. Maar voor dit is daar 'n stukkie geskiedenis, want Josef kom in Egipte aan, deur sy broers verkoop, hier word hy 'n belangrike man en die hele wêreld het kos. Nou gaan daar 'n klomp tyd verby, maar voordat ons vir mekaar oor hierdie verhaal van Israel in Egipte deel,
Moet ons besef dat ek is oortuig, die Bybel geskryf is met 'n doel. En ek dink elke liewe Bybelverhaal is op so 'n manier bymekaar gesit om te wys op iets wat kom. Op iemand wat kom, op iets wat die geskiedenis gaan tot stilstand ruk. Jesus wat mens word. God wat tussen ons kom loop en alles vir almal verander. Dink maar net, in Genesis 3, net nadat Adam en Eva stout was, in die tuin wegkruip en God saggies na hulle toe kom en vir hulle vra, waar is julle? En hulle vir hom vertel wat alles gebeur het en hoe stout Eva was en hoe stout die slang was. Sê God vir die slang, jy sal op jou maag seil. Jy gaan die mens aan sy hakskeen byt, maar uit die saad van die mens gaan jou kop vermorsel word. 'n Belofte dat Jesus dinge gaan regstel. Daarmee sê ek nie dat die Ou Testament vol is van Jesus verhale nie. Ek sê gewoon, daar's oral beloftes dat iets gaan beter wees. Daar's oral beloftes van 'n iemand wat gaan kom om die verhouding tussen God en sy volk te herstel. En ons sien dit ook in Abraham se verhaal, as God vir Abraham sê, Abraham, jy gaan die vader wees van nasies. Jy gaan so baie kinders hê, meer as die sterre wat jy kan tel. Maar Abraham, uit jou nageslag gaan daar iemand kom wat alles gaan verander. Die redder van die wêreld. Nou kom ons lees saam Eksodus 1 en dan kyk ons wat gebeur hier. Dit is die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte gegaan het, elkeen met sy huisgesin. Reuben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Asher. Daar was altesaam 70 persone wat direk van Jakob afgestam het, want Jakob is ook Israel genoem. So dis God se volk wat hiernatoe kom. Josef was toe reeds in Egipte. Josef, al sy broers en daardie hele geslag het gesterf. Maar die Israeliete was vrugbaar en het vermenigvuldig. Hulle het vermeerder en besonder talryk geword. Die land was vol van hulle. Daar het toe 'n nuwe koning oor Egipte aan bewind gekom, wat nie van Josef geweet het nie. Hy het vir sy volk gesê, kyk, die Israelitiese volk is meer en magtiger as ons. Kom ons beraam 'n slim plan teen hulle. Anders vermeerder hulle en kan dit gebeur dat, wanneer 'n oorlog uitbreek, ook hulle by ons vyande aansluit, teen ons veg en optrek uit die land. Hulle het toe bevelvoerders van gedwonge arbeid oor Israeliete aangestel, om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes vir die farao die voorraadstede Pithom en Ramses bou. Maar, hoe meer hulle die Israeliete onderdruk het, hoe meer het die Israeliete vermeerder en hoe meer het hulle versprei. Die Egiptenare was vreesbevange vir Israeliete en hulle het met geweld gedwing om te werk. Hulle het hulle lewens bitter gemaak deur harde slawewerk met klei en bakstene en ook nog allerlei ander werk op die landerye, ja, met al die werk wat die Egiptenare die Israeliete met geweld gedwing het om te doen. Dit skets vir ons die prentjie wat hier gebeur. Dis nog voordat Moses in die prentjie kry. Dis die voorafverhaal, want wat dan gebeur, is die farao raak bekommerd oor die Israeliete te veel word. Stel jou voor, 'n klomp eenvoudige skaapwagtertjies wat per chance deur Josef in Egipte opeindig, wat so baie word dat die farao hulle slawe maak. Mense met kettinge om hulle hande wat pikslaan om aan die lewe te bly. Hierdie mense is so 'n bedreiging dat farao op 'n stadium 2 vroedvroue naderroep. Ons lees van hulle hier in Eksodus en vir hulle sê, ouens, hier is so baie van hierdie mense, ons moet 'n einde bring aan hulle. So as daar seentjies gebore word, as julle daar by die bevalling is en julle sien dis 'n seentjie, hierdie seentjie mag nie leef nie. Hierdie vrouens doen dan die teenbeeld, want hulle sê hierdie Israeliete is so sterk. As ek hier by die swanger ma aankom, dan is die kind klaar gebore. Want hulle sê, ons kan nie hierdie seentjie se lewens eindig nie, want ons beleef iets van God in hierdie Israeliete. Eenvoudige skaapwagter slawe wat vir die farao 'n lewensbedreiging word. Want daar's altyd 'n maar in die storie. Dit gaan sleg met hulle. Hulle word onderdruk, hulle word slawe gemaak, hulle kry die opdrag dat hulle kinders doodgemaak moet word. Maar dit het met Israel goed gegaan en hulle het al hoe meer geword, want die Here was by hulle. En dis nie die eerste keer wat ons so 'n verhaal lees nie. Dink maar net aan die storie van Josef in Genesis, wat deur sy boetie Egipte toe gestuur word as 'n slaaf.
wat in Potifar se huis werk en deur sy vrou beskuldig word en in die tronk gegooi word. En elke keer as dit met hom sleg gaan, dan lees ons, maar dit het goed gegaan met Josef, want God was by hom. Of Samson, die sterk man met die lang hare, wat aan hierdie eed wat sy ma afgelê het, eintlik 'n belediging maak vir hierdie vrou. Delila sê, my geheim lê in my hare. As jy my hare afsny, dan is ek niks. Dan sny sy hare af en hy is niks. Maar as hy dan daar by die Filistyne se partytjie teen pilare vasgemaak word, dan gee God vir hom die krag om hulle vir eens en vir altyd stil te maak, want God was deel van sy storie. Of Noag, wat ten spyte van 'n stikkende, te mekaar aaklige wêreld gered word, want God is by hom. Dit kom tot die hoogtepunt in Jesus, wat God self is, wat mens word, om vir ons te wys, hoe lyk dit as God in die stofstrate van die wêreld rondloop? Dat die mense so ontsteld is oor God tussen hulle, dat hulle hom doodmaak. Maar die dood is nie die einde nie, want Jesus is self God. Ek kan ook sê, hulle het hom gekruisig, maar God het uit die dood uit opgestaan. En dis die onderbeeld toon van elke liewe een van ons se lewens. Hoeveel keer was jy al op 'n plek waar jy net nie geweet het hoe om verder te gaan nie, want jy so gefrustreerd is met jou omstandighede, dat jy so geïrriteerd is met die wêreld, swaar kry by die werk, te min geld het, you name it. Mag jy vandag besef, dat as jy daai sleutel draai om jou kar te start, daar soveel meer onder die engine kap gebeur as wat jy besef. Mag jy besef dat hier waar jy in die wêreld besig is om te spook, dat God 'n klomp goed in die oppervlak doen om jou lewe so mooi as moontlik te maak, sodat jy kan opstaan en kan aangaan en kan weet, vandag gaan ek okay wees. Hierdie hele Bybelverhaal van Genesis tot Openbaring is een groot storie van God wat mense maak om te floreer. Mense wat teen God kies want hulle wil dit self regkry. Mense wat elke keer faal om daar uit te kom, en God wat hulle elke keer nader trek, wat soos 'n pa staan en wag vir sy verlore seun, om tog net vandag huis toe te kom. Mag jy vandag vir 'n oomblik stil word en besef, jy is soveel groter as jou grootste oomblik. Jy is soveel sterker as daai oomblik wat jy nie uit die bed uit wil opstaan nie, want God is altyd met jou besig. Mag jy vandag besef dat jy God se kind is. Ja, dat hierdie wêreld sleg is, maar dat God met jou besig is. Mag Israel se verhaal, hierdie oploop tot Moses se reddingsdaad, mag dit jou herinner dat God nooit sy kinders los nie. Dat as God 'n belofte maak, dat dit sal waar word. As God vir die slang in Genesis 3 sê, jou einde sal kom, dat ek en jy kan weet, sy einde het gekom. En ek en jy kan leef, omdat God leef. En baie dikwels gebeur dit onder die oppervlak, ons weet nie eers dat God besig is nie. Mag jy vandag vir God vra om jou oë oop te maak, sodat jy ook sal raak sien waar hy is. Here, dankie dat ons vandag kan stil word en hierdie aangrypende verhale kan sien hoe U met die mense besig is. Here, dat ons vooraf weet hoe sleg hierdie storie gaan uitspeel, dat hulle vir 40 jaar gaan ronddwaal, in ballingskap gaan beland, maar dat U hulle nie een keer los nie, dat alles wat hulle oorkom waarskynlik is, omdat hulle van U af wegdraai. Here, mag my oë vandag oopgaan, sodat ek sal sien waar U onder die radar in my lewe met my besig is. Amen.